Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek lees uit die 2020 vertaling. Hierdie is die woord van God. Boas het na die dorpspoort gegaan en daar gaan sit. Juis toe kom die losser van wie hy gepraat het daar verby. Draai af hierheen, kom sit hier, sê Boas vir hom. Die man het afgedraai en gaan sit. Boas kry toe nog 10 manne van die dorp se oudstes en sê vir hulle, kom sit hier. Nadat hulle gaan sit het, sê hy vir die losser, die deel van die grond wat aan Elimelech, ons familielid, behoort, word verkoop deur Naomi, wat teruggekom het uit die gebied van Moab. Ek het gedink, ek moet jou inlig en vir jou sê, neem die grond oor in die teenwoordigheid van diegene wat hier sit en oudstes van my volk. As jy as losser wil optree, doen dit dan. Maar as jy nie as losser wil optree nie, sê dit vir my, sodat ek dit weet, want daar is iemand behalwe jy wat as losser kan optree. Want daar is niemand behalwe jy wat as losser kan optree nie, en ek is die volgende na jou. Die man sê toe, ja, ek sal as losser optree. Daarop sê Boas, maar die dag wanneer jy die grond by Naomi oorneem, en ook by Rut die Moabiet, wat die weduwee van die oorledene is, dan neem jy dit oor, sodat die oorledene se naam oor sy familiebesit kan voortleef. Toe sê die losser, nee, dan kan ek dit nie as losser vir my verkry nie, anders bederf ek daarmee my familiebesit. Neem jy my lossingsreg oor, want ek wil nie as losser optree nie. Wanneer dit gegaan het oor lossingsreg en ruiltransaksies, was dit vroeër in Israel die gebruik om enige saak te bevestig. 'n Persoon moes sy sandaal uittrek en dit vir die ander party gee. Dit het dan in Israel as bekragtiging van die saak gegeld. Toe die losser vir Boas sê, neem die lossingsreg vir my oor, het hy sy sandaal uitgetrek. Daarop sê Boas vir die oudstes en al die mense, vandag is julle getuies dat ek alles van wat aan Elimelech en alles wat aan Kilion en Maglon behoort by Naomi oorneem. En ook Rut, die Moabiet, die vrou van Maglon, neem ek vir my oor as vrou om die naam van die oorledenes oor hulle familiebesit te laat voortleef en sodat die naam van die oorledenes nie onder die familie en uit die poort van sy woonplek verdwyn nie. Julle is vandag getuies daarvan. Al die mense wat by die dorpspoort was en die oudstes sê toe, ons is getuies. Mag die Here gee dat die vrou wat in jou huis inkom, soos Rachel en Lea sal wees, die 2 wat die huis van Israel gebou het. Mag jy van krag tot krag gaan in Efrata en roem verwerf in Bethlehem. Mag uit die nageslag wat die Here vir jou uit hierdie jong vrou gee, jou huis wees, soos die van Peres en Tamar vir Juda in die wêreld gebring het. Boas het Rut by hom geneem en sy het sy vrou geword. Hy het by haar ingegaan en die Here het haar swanger laat word. Sy het aan 'n seentjie geboorte gegee. Die vroue het vir Naomi gesê, die Here moet geprys word. Hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelaat nie. Mag die losser beroemd wees in Israel. Mag hy jou lewenslus herstel en jou versorg op jou ou dag. Jou skoondogter, wat jou liefhet, het hom in die wêreld gebring, sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Naomi het die kind geneem en op haar skoot gesit en sy pleegmoeder geword. Die buurvroue het vir hom 'n naam gegee. Hulle het gesê, 'n seun is vir Naomi gebore en hom toe Obed genoem. Obed was die vader van Isaï en Isaï die vader van Dawid. Hier volg die geslagsregister van Peres. Peres het Gesron verwek. Gesron het Ram verwek. Ram het Aminadab verwek. Aminadab het Nagson verwek. Nagson het Salmon verwek. Salmon het Boas verwek. Boas het Obed verwek. Obed het Isaï verwek. Isaï het Dawid verwek. Môre, Môre almal, baie welkom hier so by ons.
Welkom ook aan almal wat terug is van die vakansie af, as jy 'n bietjie weggekom het. Ons was hier met die ouers, ons is daai ouers wat agtergebly het met die kinders by die huis. Vriende, baie welkom hier. So as jy by ons kuier vanoggend, ook 'n spesiale welkom aan jou. My naam is Dewald, ek sommer net een van die ligpunters hierso. En ons is besig met so 'n bietjie werk uit die boek van Rut uit. Dankie Johan vir jou mooi gebed vir dit en dankie ook vir die mooi lees van hierdie lang hoofstuk uit Rut 4. Dit eindig die boek. Ons maak klaar met die reeks vanoggend. Julle, die vorige 3 is 'n ongelooflike boek. Gaan luister gerus daarna as jy dit gemis het, as jy nie albei kon uitkom nie. Dit lê daar op ons YouTube se Ligpunt kanaal. Jy kan dit daar gaan kyk en tel dit saam met ons op. Pragtige storie julle. So, daar is vir ons gebid mense. Ek wil sommer wegspring want hier's werk om te doen. En ek wil vanoggend se boodskap hier uit Rut 4 begin met 'n portret van Job Maseko. Sommige meen Maseko, maar offisieel is dit Job Maseko. Ek weet nie of dit op die skerm is nie, maar Job Maseko, hy was 'n ongeskoolde myner gewees op Springs. En hy het op die ouderdom van 20 in 1942 het hy by die NMC wat die Native Military Corps is, hy het by hulle aangesluit. En hierdie ouens het vir majoor-generaal Kloppers in Libië. Hulle het gaan aansluit by sy voetsoldate om teen Rommel te gaan beklei. Rommel was natuurlik een van Hitler se groot oorlogvoerders, een van sy veldmarskalke wat in Afrika beklei het en hierdie ouens is as arbeiders op om daai voetsoldate te gaan ondersteun om te beklei teen Rommel. En Job was een van hierdie ouens gewees. En Job is gevang. Hy is op 'n kusdorpie Tobruk in Libië is hy gevang. En Rommel het gedink wel hier's 'n arbeider, druk hom op die skepe. Sy artillerieskepe het gekom by die klein hawe van Tobruk en Job was een van die ouens wat daai skepe moes aflaai vir Rommel. En wat Job toe gedoen het is, onthou hy's 'n myner met bietjie kennis van plofstof. Hy het 'n bom met 'n melkkan of 'n ding gebou. Hy het die skip opgeblaas. Toe vlug Job. Toe vleg hy sy pad vir 3 weke lank deur vyandsgebied, sluit aan by die linies wat aan die voorkant nog teen Rommel beklei en rol sy moue op en begin dadelik gewonde soldate van die veld afsleep om hulle lewens te red. En so het Job aangegaan. Nou julle, Job natuurlik was 'n man van inisiatief geweest soos ons kan aflei. Maar natuurlik, julle dit het hom ook gekos, nê. Hy was een van daai ouens wat toe hy teruggekom het Springs toe na die oorlog, kon hy nie regtig weer sy voete vind met werk nie. Die landskap het verander, dinge het verander, hy het gesukkel. En in 1952 toe hy 30 jaar oud was, is hy dood. Hy was besig om werk te soek, hy was basies werkloos en arm. En hy op die treinstasie by Springs het hy die dag uitgegaan om weer werk te soek en toe die trein oor hom gery. En so Job is dood op 30. Maar julle, die Britte was so beïndruk met hierdie man gewees dat hulle 'n spesiale medalje uitgereik het na hom toe. En in 1997 met die nuwe Suid-Afrika is een van ons groot vlootskepe ook na Job Maseko vernoem. Man van inisiatief julle, en ons moet onthou dat dit is op die ou end die inisiatief van mense soos Job wat uiteindelik Hitler se ondergang was, nê. Klomp mense wat daai tipe inisiatief gehad het. Dit het hom persoonlik gekos, maar die wêreld is geseënd deur mense soos hierdie vandag. Niemand van ons lewe in die 1000 jaar ryk van Hitler nie. En so vriende, net 'n storie waarmee ek vanoggend wil begin. Want dit is waaroor ons gedeelte hier in Rut vanoggend eintlik gaan. Dit gaan oor inisiatief. Dit gaan oor inisiatief wat koste het en dit gaan oor inisiatief wat deur daardie koste ook eintlik baie groot seën bring. En ons gedeelte begin, soos julle sal sien, met Boas. En Boas is 'n man van inisiatief. Boas neem inisiatief. So ek wil vir ons 'n bietjie agtergrond gee, nodige agtergrond om hierdie inisiatief van Boas reg te verstaan. In Rut 3 het Rut vir Boas gevra om te trou. Sy was deur haar skoonma Naomi gestuur om vir Boas te verlei sodat hy met haar sal trou. Nou, vir die van ons mans wat soms wonder hoekom jy met jou vrou getroud is, dit is waarskynlik jou skoonma wat iets daarmee te doen het. Die Bybel jok nie oor hierdie dinge nie. So vriende, natuurlik, jy weet, Naomi wou vir Rut 'n beter toekoms hê. Want ons moet onthou dat Rut 'n behoeftige weduwee was. Haar man wat Naomi se seun was, het gesterf
ou Maglon, en Naomi wou vir Rut 'n toekoms met 'n goeie man soos Boas gegee het. Maar Rut het haar eie motiewe gehad toe sy na Boas toe is. En dis 'n baie belangrike ding om te sien in die verhaal. Sy het haar eie hart in die ding gesit. Die groter klem in Rut 3 is nie Rut se verleiding van Boas om met hom te kry, met haar te trou vir 'n beter toekoms vir haarself nie. Die groter klem van Rut 3, waarna ons verlede week gekyk het, is haar direkte versoek aan Boas om met haar te trou ter wille van haar skoonma se toekoms. En dis 'n ding wat 'n ou nie moet mis nie. Hierdie selflose pragt van haar versoek aan Boas kom mooi uit in Rut 3 vers 9 waar ons lees. Luister maar net, dit was verlede week se woorde. Ons lees daar: "Gooi die soem van die kleed oor my." Klink soos iets uit Ben-Hur uit vir die wat dit al gesien het. "Gooi die soem van die kleed oor my. Dit is trou my, want u is die losser." Nou julle met hierdie stelling, want u is die losser, het Boas presies verstaan wat Rut hom vra. En hy was beïndruk geweest met haar. Hy was baie beïndruk met hierdie vrou se durf. Rut het 'n versoek aan Boas gerig wat iets van die goddelikheid van haar eie karakter gewys het. En iets wat die goddelikheid van sy karakter uitgedaag het om inisiatief te neem. En dit is wat hier aan die gang is. So wat het Rut bedoel met haar versoek? Dat Boas haar moet trou omdat hy die losser is. Nou om dit te verstaan, moet ons ook onthou dat haar skoonma Naomi self 'n behoeftige weduwee was. Nou dis 'n hartseer verhaal waarmee meeste van ons nou al vertroud is, maar net om ons weer te herinner daaraan. Naomi en haar man Elimelech het jare tevore in armoede verval met hongersnood wat in Israel was. Hy moes sy familiegrond afstaan, maar dit was nie genoeg om hulle te red nie. Toe is hy en Naomi Moab toe met hulle 2 seuns Kilion en Maglon op soek na 'n beter lewe. Die 2 seuns het Moabitiese vroue getrou waarvan een Rut was. En toe sterf Elimelech, Naomi se man, en Kilion en Maglon. En haar seuns het ook geen kinders by die Moabitiese vroue gekry nie. Nou julle was haar kinders was daar hoop. Want deur die wetgewing van Moses sou Naomi se kinders of haar kleinkinders die familiegrond wat hulle moes afstaan weer in die jubeljaar kon terugkry. Maar nou is Naomi manloos, sy's kinderloos, sy's kleinkinderloos en sy's landloos. Intussen is die een Moabitiese vrou na haar eie mense toe, Orpa, maar Rut het saam met Naomi Israel toe gegaan om as behoeftige weduwee hulle self te gaan werp op God se genade en op die genade van God se mense in Israel. Baie mense kom vandag kerk toe vir daai rede, dalk kan God en God se mense ons help. Dit was Rut en Naomi gewees. Daar het hulle vir Boas leer ken wat hulle baie gehelp het en dit het ook bekend geword dat Boas eintlik toe familie van Naomi was, iets van die Here se hand. En julle weer, volgens Moses se wetgewing kon hy daarom optree as losser vir Naomi. En hy kon die familiegrond wat Naomi en Elimelech verloor het, kon hy met redelike leverage weer by regte terugkoop namens Naomi, asof sy dit self van hom verkoop het. Sodat dit terug kan gaan na die Weier familie toe. Hy kon ook vir Naomi by regte trou en haar swanger maak met die hoop dat sy 'n seun sal kry wat haar oorlede man se naam kan dra, sodat die familiegrond dan aan hierdie kind gegee kan word en Naomi se gesin weer 'n toekoms in die beloofde land van God kan kry. Want vir hierdie mense was om in die beloofde land van God te woon, die seën van God oor hulle lewe. En om daardie land te verloor, die vloek van God oor hulle lewe. Die probleem is dat Naomi te oud is om kinders te kry. Die beste wat Boas vir haar kan doen as losser, is om die familiegrond terug te koop in die Weier familie in. En om, haar te versorg tot haar dood toe. Nou daar's 'n troos daarin. 'n wonderlike troos, maar die voortbestaan van haar eie gesin sou saam met haar uitsterf in die beloofde land. En Naomi is bitter, sy voel God verlate en sy voel leeg oor hierdie saak.
En julle, dis waar Rut inkom, want Rut, haar Moabitiese skoondogter, sien hoop vir Naomi. Sy sien hoop vir haar. En dit was met hierdie hoop dat Rut vir Boas kom vra het om haar te trou. Toe sy vir Boas vra om haar te trou, want hy is die losser, het sy eintlik bedoel dat Boas inisiatief moet neem om Naomi se familiegrond terug te koop in die Weier familie in, nie vir sy eie familie besit nie, maar vir die kind wat sy by hom wil kry nadat hulle getrou het, wat, alhoewel hierdie kind sy eie kind sal wees, eerder die naam van Naomi se oorlede man en seun sal dra, aan wie die familiegrond dan gegee moet word, terwille van die voortbestaan van Naomi se gesin in Israel. Boas word gevra om die voortbestaan van sy eie familiebesit te onderwerp aan die voortbestaan van Naomi se familiebesit, die Rut. Dit was Rut se versoek geweest, dit was haar verleiding. En dis baie gevra hierdie. Dit is baie gevra. Maar julle, hier kom Boas ook nou in die verhaal in, want sy karakter wys ook hier. Hy was so beïndruk met haar versoek, dat hy haar toe hierdie antwoord gee in Rut 3 vers 10 en 11. Luister maar net weer na die woorde. Hy sê, mag jy geseën word deur die Here, my dogter. Sien, Boas sien haar inisiatief hierso en wat sy graag wil hê en hoekom sy na hom toe kom met dit. En hy sê, mag die Here dit seën. Mag jy geseën word deur die Here, my dogter. Dan sê hy, jou trou aan die familie blyk duidelik. Moet dus nie bang wees nie, my dogter. Alles wat jy vra, sal ek doen. Ek sou nie gebly het nie. Die punt is, julle, Boas sien iets van die Here se hart om Naomi te seën in Rut se versoek. En dit sit die gees van God in hom om inisiatief te neem daarmee. Ons het hier te doen met die gees van God wat nou werk in hom. En dit het deur Rut na hom gekom. En op hierdie punt, julle, kan ons so 'n bietjie terugstaan, nê, en onsself bietjie vra, waar sien ons geleentheid? Waar sien ons die Here se wil? Waar ervaar ons in ons verhouding met God en met sy kerk en met alles wat ons uit die Bybel leer, hoe die gees van God ons roep tot inisiatief? Om iemand te seën. Een ding wat Rut ons leer, wat hierdie boek ons leer, is dat dit die Here se wil is dat ons inisiatief sal neem daarmee. Om in te leen op dit en daai inisiatief te neem. En sy gees te vertrou met die werk wat hy wil doen. John F. Kennedy het in een van sy toesprake gesê, we strive for a peace that makes life worth living. Nou vriende, die inisiatief om iemand te seën is baie keer die inisiatief om iemand se lewe 'n bietjie meer die moeite werd te maak. Dis die tipe ding waarvoor 'n ou moet uitkyk. By ons is daar 'n Zimbabwese vrou wat vir Cathy van tyd tot tyd in die huis help. Sy bly daar om die draai van ons, so dis lekker maklik vir haar. Haar broer is onlangs in Zimbabwe doodgeskiet vir die geld in sy sak. Daai geld in sy sak was belangrik in die Weier familie. En sy werk wat hy gedoen het ook. Nou ek en my vrou weet regtig nie julle wat hierdie vroutjie se lewe op die stadium die moeite werd sal maak nie, want sy's verpletter. Maar ons dink dit sal help as sy by haar familie kan uitkom. En ek dink ons kan 'n rol daar speel. Hier in ons storie vanoggend is Naomi se lewe bitter en leeg. Die inisiatief wat Rut vir Boas vra om te neem, is bedoel om haar te seën. Dis bedoel om haar lewe ook bietjie meer die moeite werd te maak. En dit is wat ons hier in Rut 4 sien gebeur. Dis waaroor hierdie hoofstuk gaan. Dis die hartklop van dit. So kom ons kyk hier na Rut 4. Dit begin met Boas wat inisiatief neem om as losser vir Rut, maar vir Naomi op te tree. En net gou voordat ons na Rut 4 toe kom, onthou ook uit verlede week uit, daar's 'n komplikasie. Daar's 'n ander losser in die familie wat nader aan Naomi sit as Boas. Dis nie reg vir Boas om die soom op te tel
sonder om hierdie ander man eerste die kans te gee nie. En julle hierin sien ons ook, soms soos wat ons hier na Rit 4 toe kom, hier sien ons nog iets van Boas se karakter. Wat ons sien is dat dit nie oor hom gaan nie. Dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor Naomi. Sy inisiatief begin nie met 'n ophef van homself nie. Hier kom ek Boas en ek gaan hierdie wonderlike ding doen nie. Dit begin met selflose aksies vir Naomi se uitkoms. En ons sien dit als hier in die eerste 4 verse van Rit 4. Luister mooi weer na die woorde. Boas het na die dorpspoort gegaan en daar gaan sit. Juist toe kom die losser van wie hy gepraat het daar verby, hierdie ander man. Draai af verheen, kom sit hier, sê Boas vir hom. Die man het afgedraai en gaan sit. Boas kry toe nog 10 manne van die dorp se oudstes en sê vir hulle, kom sit hier. Nadat hulle gaan sit het, sê hy vir die losser, die deel van die grond wat aan Elimelech, ons familielid behoort, word verkoop deur Naomi, wat teruggekom het van die gebied van Moab. Ek het gedink, ek moet jou inlig en vir jou sê, neem die grond oor in die teenwoordigheid van diegene wat hier sit en oudstes van my volk. As jy as losser wil optree, doen dit dan. Sien ons die inisiatief, nee? Doen dit dan. Maar as jy nie as losser wil optree nie, sê dit vir my sodat ek dit weet. Want daar's niemand behalwe jy wat as losser kan optree nie. En ek is die volgende na jou. Die man sê toe, ja, ek sal as losser optree. Nou julle hier sien ons Boas se inisiatief in aksie. Hy vaar die dorpspoorte van Bethlehem in, waar sake, jy weet, soos die van Naomi hanteer word. Hy hark die getuies nader, hy trek die ander losser van die familie by sy kraag in, en hierdie oud per toeval net daar verbygestap. En hier sien ons weer 'n teken dat die Here se wil in Boas se inisiatief is. En net als gedoen, rig Boas sommer dadelik die saak van Naomi se familiegrond aan hierdie ander losser voor die getuies. En die man is sommer dadelik in om te help. So, die inisiatief dra vrug. Ons sien iets van God se seën vir Naomi wat begin posvat hierso. Dit is als tot die koste van die saak opkom. Aan die einde van vers 4 sê die man, ja, ek sal as losser optree, maar dan, wending in die verhaal, verse 5 en 6, daarop sê Boas, maar die dag wanneer jy die grond by Naomi oorneem en ook by Rut die Moabiet, wat die weduwee van die oorledene is, dan neem jy dit oor, sodat die oorledene se naam oor sy familiebesit kan voortleef. Toe sê die losser, nee, dan kan ek dit nie as losser vir my verkry nie. Anders bederf ek daarmee my familiebesit. Neem jy my lossingsreg oor, want ek wil nie as losser optree nie. Nou julle dat hierdie jy weet hierdie ander losser in die familie skielik vaskop is mos nie heeltemal onredelik nie. Die koste is hoog. Hy word skielik baie gevra. Hy moet Naomi se familiegrond oorkoop, dan moet hy Rut 'n Moabitiese weduwee trou en sy eie kind by haar moet dan Naomi se oorlede man se naam kry en die grond moet dan na hom toe gaan om Naomi se gesin te seën eerder as sy eie. Die koste, met ander woorde vriende, wat ons in hierdie storie sien, is dit, die koste om vir Naomi te seën is hoog. Seën is nie goedkoop nie. Om te kan seën kos. En ons voel baie keer self so. Die inisiatief om iemand te seën kom baie keer met kostes om te dra. En julle, waarom is dit so? Ek dink 'n ou moet hierdie vraag vra, waarom is die lewe so? Ek dink die evangelie van Jesus leer ons iets oor dit. Jesus het inisiatief kom neem om ons in verhouding met God te bring. 'n Verhouding waarin God ons pa word en ons sy kinders word. 'n Verhouding waarin ons sonde waarmee ons elke dag stry en selfs die dood wat vir ons almal wag, ons nie meer skei van sy liefde en van sy nabyheid nie. 'n Verhouding waarin alles wat met ons in die lewe gebeur, deur God beredder sal word om ten goeie te werk. 'n Geseënde verhouding. Hierdie is alles dimensie van daardie verhouding wat Jesus ons ingebring het. 'n Geseënde verhouding. Maar die koste was groot. Jesus moes sy lewe gee en hy moes met sy lewe teen die kruis vir al ons sonde betaal. En waarom hierdie koste? Want dit was nodig. Dit was nodig om die seën,
hierdie seën van verhouding met God te kon bring. God is heilig en ons is skuldig. Verhouding met hom en die geseëndheid daarvan behels ook dan natuurlik die koste van ons sonde. Om vir Naomi wat bitter en leeg is te kan seën. Onthou, sy het rede vir bitterheid en leegheid. Dinge is fout in haar lewe, daar's probleme. Om haar te kan seën, beteken jy gaan die bitterheid en die leegheid en die oorsaak daarvan ook moet aanspreek. Dit behels die koste van familiegrond wat verlore is. Dit behels 'n ander man se kind wat haar oorlede man se naam moet dra om die leegheid te lig. Om haar te kan seën, behels hierdie kostes wat die bitterheid en die leegheid moet aanspreek. En dit is waarom daar al baie keer met die gee van 'n seën 'n koste kom. Dis baie so die geval. Die inisiatief om iemand te seën kom met nodige kostes om dit te kan doen. Julle, dis die patroon van die evangelie van Jesus in ons lewens. It's the gospel pattern in life. Dis die kruis wat Jesus moes dra om ons te kon seën. Dis die kruis wat ons ook soms moet dra om iemand anders te kan seën. Want die seën spreek iets wat stikkend of gebroken is aan. Maar hier is die goeie nuus in dit alles. Onthou die evangelie. Die seën oortref die kruis. Die koste is kleiner as die uitkoms daarvan. Natuurlik rou ons oor Jesus se dood teen die kruis, reg? Maar ons jubel meer oor die seën wat dit bring in ons verhouding met God. Meeste van ons liedjies wat ons sing is blymoedig. En dis die patroon van die evangelie in ons lewens. Dis uit so 'n plek wat ons leer om inisiatief te neem om iemand te seën. Want ons ag die koste daarvan kleiner as dit wat God daarmee wil doen. En ons leer om God te vertrou daarmee. Bietjie vroeër het Johan toe ons ingelei het vanoggend gepraat van hoe mens baie keer gee en so min kom terug. Ek is deur 'n tyd wat ek so net alles het so vir my gevoel en ek sukkel nog steeds daarmee, maar hier's waar Rit 4 my help vanoggend en hierdie dinge wat ons aanraak. Ons wag baie keer vir dit om terug te kom na ons toe. Maar wat God daarmee doen is om die ander persoon vir wie ons dit doen te seën. En ons moet leer om vreugde in dit te vind. Ons oë moet verander om nuwe dinge te sien, nuwe dinge te soek. Dit hoef nie altyd terug te kom nie. Die vraag is, wat doen dit aan die ander kant? Wat doen God daarmee? Mag God ons help om met sulke oë te kyk. En ek dink, dis uiteindelik, julle, die verskil tussen Boas en hierdie ander losser in Rit 4. Die ander losser kyk vas teen die koste, maar Boas kyk vas teen die seën wat deur daardie koste werk na die buiteland, na die buitewêreld toe. En hier is die ironie natuurlik, nê. Soos die ander losser die koste vermy, verloor hy sy naam. Ek weet nie of julle agtergekom het nie. Hy is meneer so en so in die verhaal. Ons weet nie wie hy is nie. Boas wat die koste sal dra, behou sy naam vir alle tyd. Rit 4, kyk die woord waarmee Rit 4 begin. Dit begin met sy naam. Dis die eerste woord in ons teks, Boas. Nou julle met dit als genoem, hoe speel hierdie ding nou verder uit? Aan die einde van vers 6 vertel die ander hierdie naamlose losser vir Boas, neem jy my lossingsreg oor, want ek wil nie as losser optree nie. En dan lees ons verder, verse 7 tot 12. Wanneer het gegaan het oor lossingsreg en ruiltransaksies, was dit vroeër in Israel die gebruik om enige saak te bevestig. 'n Persoon moes sy sandaal uittrek en dit vir die ander party gee. Dit het dan in Israel as bekragtiging van die saak gegeld. So toe die losser vir Boas sê, neem my lossingsreg vir jou oor, het hy sy sandaal uitgetrek en daarop sê Boas vir die oudstes en al die mense, vandag is julle getuies dat ek alles wat aan Elimelech en alles wat aan Kilion en Maglon behoort by Naomi oorneem en ook Rut die Moabiet, die vrou van Maglon, neem ek vir my oor as vrou om die naam van die oorledenes oor hulle familiebesit te laat voortleef.
en sodat die naam van die oorledenes nie onder die familie en uit die poort van sy woonplek verdwyn nie. Julle is vandag getuies daarvan. Dis nie net 'n wetlike saak wat hier afspeel nie, dis iets van God wat wys waarvan hierdie mense getuies is. Ietsie van dit waarmee hy besig is word gesien. En dis eerder die punt hier. Vandag is julle daarvan getuies, en kom ons hoor nou hierdie mense, al die mense wat by die dorpspoort was en die oudste sê toe, ons is getuies. En hulle sê nie, ons sien nie sandaal nie, hulle gaan in 'n ander rigting. Hulle sê, mag die Here gee, dat die vrou wat in jou huis inkom soos Rachel en Lea sal wees, die twee wat die huis van Israel gebou het. Mag jy van krag tot krag gaan in Efrata en roem verwerf in Bethlehem. Mag die nageslag wat die Here vir jou uit hierdie jong vrou gee, jou eie huis wees soos die van Peres, wat Tamar vir Juda in die wêreld gebring het. Vriende, onthou ons die dae van Peres, wat vir Tamar in Juda gebring het. Dit sal Woema onder ons rugbyspanne sit. Nou ja, julle, ons het natuurlik nie tyd om vanoggend in hierdie mense se verhaal in te klim nie. Maar wat ek hier wil uitwys, is die reaksie van die getuies op Boas se inisiatief. Hulle sien meer as net 'n sandaal wat rondbeweeg, om 'n wetlike transaksie af te handel. Hulle word bewoe. Iets van die wonder van God is besig om uit te speel. Want waarom sal hierdie man Boas so iets doen? Waarmee is hy besig? Dit herinner hulle aan goeders wat die Here in die verlede van hulle eie geskiedenis gedoen het. En dit waarmee Boas hier besig is, sit hulle direk langs aan dit wat met Rachel en Lea en Peres gebeur het in die dae van Juda. Hulle sien die inisiatief wat Boas wetlik neem om saam met Rut van Naomi se gesin te seën in die beloofde land van God. Hulle sien 'n getroue en 'n godvervulde en 'n geesvervulde Israeliet. En hulle is so beïndruk met dit, want hulle is ook bewus van die koste daarvan. En dan bemoedig hulle hom. Hulle tree hier op soos broers in die geloof, soos brothers in arms. Hulle herinner Boas dat die inisiatief van Rachel en Lea in die verlede die 12 stamme van Israel gebring het. En julle gaan lees die verhaal van Rachel en Lea, dis 'n gebroke gemors. Dit het die 12 stamme van Israel voortgebring. En die inisiatief van Peres, vir ouderdomsbeperkte redes sal ons nie haar verhaal bietjie vertel nie. Maar Peres het vir Tamar uit Juda gebring. En uit Tamar het die storie voortgegaan. Ons het nie tyd om na hulle lewens te kyk vanoggend nie, maar vriende, weet dit, hulle inisiatief het ook met aansienlike kostes en gebrokenheid gekom. Tog het God dit gebruik om groot seën vir sy volk te bring. Hierdie getuies is besig om iets van dit te sien en hulle is besig om iets van dit te bemoedig. Die getuies hier in Rit 4 bemoedig Boas met hierdie dinge sodat hy sal sterk staan in sy inisiatief. En julle, op 'n soortgelyke manier dan bemoedig die storie van Boas en van Rut vir ons weer vanoggend om inisiatief te neem waar ons geleentheid sien, waar die Here met ons werk om te doen, waar ons iets van sy wil sien om iemand anders se lewe 'n bietjie meer die moeite werd te maak. Om dit te sien, die geleentheid, die kostes daarvan te dra, vol hoop en vol vertroue dat die Here dit sal seën. Dis wat hierdie storie vir ons wil doen. So ek wil afsluit vanoggend deur te kyk na die seën wat die Here terwyl uit al hierdie koste van Boas se inisiatief na vore gebring het. Wat doen die Here toe? OK, Rit 4:13 tot 22. Boas het Rut by hom geneem en sy het sy vrou geword. Hy het by haar ingegaan en die Here het haar swanger laat word. Sy het aan 'n seentjie geboorte gegee. Die vrou het van Naomi gesê, die Here moet geprys word. Hy het jou vandag nie sonder 'n losser gelaat nie. Mag die losser beroemd wees in Israel. Mag hy jou lewenslus herstel. Mag hy jou versorg op jou ou dag. Jou skoondogter wat jou liefhet, dis nou Rut, nê, het hom in die wêreld gebring. Sy wat vir jou meer werd is as 7 seuns. Naomi het die kind geneem, op haar skoot gesit en sy pleegmoeder geword. Die buurvrou het vir hom 'n naam gegee. Hulle het gesê seun is van Naomi gebore en hom toe Obed genoem. Obed was die vader van Isaai en Isaai die vader van Dawid. En hier volg die geslagsregister van Peres.
Perez het Gesron verwek, Gesron het Ram verwek, Ram het Aminadab verwek, Aminadab het Nachson verwek, Nachson het Salmon verwek, Salmon het Boas verwek, Boas het Obed verwek, Obed het Isaai verwek, Isaai het Dawid verwek. Julle, hier sien ons uiteindelik die seun van God wat oor die bitterheid en die leegheid van Naomi breek. En die hart waarmee Rut gekom het om vir Boas te verlei in hoofstuk 3, word nou ontbloot en ons sien haar hart. Dit lyk soos 'n kindjie wat in Naomi se skoot gesit word. Die buurvroue sien dit. Hulle sien daardie hart. Hulle sien dit en hulle waardeer die soetheid van God se wil, wat deur sy mense werk om te seën. En hulle sien die wonder van hulle God. En hulle beskou Rut meer werd as 7 seuns van Naomi. Nou 7 seuns, julle, was beskou as God se volle seën op 'n gesin van Israel, op die beloofde geseënde land van Israel. Maar hier doen God soveel meer vir 'n godverlate weduwee wat onder die indruk is sy's vervloek deur God. Want Boas se inisiatief, Rut se hart, het nie net die voortbestaan van Naomi se gesin in Israel verseker nie, maar deur die koste wat Boas bereid was om te betaal, het God die koninkryk van Dawid oor Israel kom stig uit die bitterheid en die leegheid van 'n Naomi wat gedink het sy's vervloek deur God. Rigters, die boek in die Bybel net voor die boek van Rut, eindig met die woorde dat elkeen in Israel gedoen het wat hy wil. Dis is ons by die verkeerslig wat sê, ja kyk, daai ou doen net wat hy wil. Dis 'n prentjie van 'n land waar daar geen koning is, geen orde is, geen geseëndheid is. Die land was korrup, verval, weerloos en misdadig, tot koning Dawid se groter seën oor sy mense kon breek. Toe God die seën oor hierdie bitter leeg weduwee breek, toe breek hy uit oor sy hele land. Dis 'n pragtige prentjie van wie ons God is, julle. God is groot. En ons weet ook vanoggend uit hierdie koninkryk van Dawid wat hy oopgebreek het oor hierdie weduwee se kop daai oggend, het God ook die koninkryk van Jesus vir ons gebring. Hy het hierdie aksie van Boas en van Rut gebruik en die leegheid en bitterheid van Naomi en uit daai grond uit het hy die koninkryk van Jesus in hierdie wêreld geplant vir ons. Dis wat die hart van Rut, van Naomi en Boas se inisiatief daarmee in die hand van God vermag het op hierdie aarde. Dit wat hulle gedoen het, het alles te doen met ons lewens vanoggend. Ons word geseën deur hulle vandag. Ons God is groot. Julle, sy seëninge is ryklik. Sy gees doen wonders deur sy mense. En soos wat Boas se inisiatief om 'n paar weduwees te help, die koninkryk van Dawid en toe die koninkryk van Jesus help bou het, so is die boodskap vir ons dat ons eie inisiatief om ander te seën deur God gebruik sal word om dieselfde koninkryk van Jesus te help bou. Daar's 'n roeping oor ons lewens in die wêreld waarin ons woon. Vriende, as die inisiatief van mense soos Job Maseko, waarmee ons begin het vanoggend, kon bydra tot die ondergang van Hitler, 'n ongeskoelde myner in Springs. Wat kan ons eie inisiatief om ander te seën nie als in die hand van God vermag nie? Dis wat Rut 4 op die horison vir ons wil sit. In 1958 in 'n onderhoud met Nixon, wat toe die onderpresident van Eisenhower was, het 'n joernalis hom gevra, Mr. Nixon, in your time as vice president, have you been an observer, participant or initiator of policies? Wel, julle, onder God se mense is dit nie net presidente en onderpresidente wat sulke vrae moet oorweeg nie. Elkeen word bemoedig deur Rut 4 om 'n mate van inisiatief te neem, wêreld te seën. We're all called to be initiators. Iets van die inisiatief waarmee Jesus ons kom red het, iets van die koste wat hy vir ons kom dra het, iets van die seën wat dit vir ons gebring het, word nou ons elkeen se lig vir Suid-Afrika. En natuurlik, julle, dit hoef nie als ewe indrukwekkend te wees nie. Ek wil dit net so 'n bietjie land hier. Dit kan van geringe dinge uitkring. Ek weet byvoorbeeld, dit seën my vrou
as ek die besige oggende in ons huis op die voorvoet hanteer. Dit seën ons middelkind wat 'n mate van autisme het, wanneer ons noukeurige struktuur vir hom gee elke dag. Dit seën ons oudste wanneer daar met hom gesels word, nie net peripheral gesprekke nie, maar skaakbordgesprekke. Ons jongste dink hy soek storieboeke voor hy gaan slaap, maar eintlik wil hy stoei. Daai is geringe dinge. Die seun se eie inisiatief was om een oggend op pad skool toe te vra of die domestiese werkers wat daai lang paadjie na hulle skool toe stap of baie oggende hardloop of hulle opgetel kan word en net bietjie pad langs gevat kan word met 'n woord van seën oor hulle. Julle niks hiervan dra bankbreekkostes vir ons nie. Dis alsmaar klein geldkostes, maar steeds kyk ons gereeld in die kostes vas. En verloor ons oog op die seën van God wat deur sulke geringe dinge kan kom, wat hy daarmee kan doen. Want baie keer steek ons vas en vra, wanneer betaal hierdie ding my? En ons mis wat God doen. Dis een manier om arm te bly. Maar julle, dit is dan natuurlik ook besonder om te sien hoe die Here wel sy mense van hierdie meer geringe dinge in hulle eie familie besit, kan laat uitkring na groter inisiatiewe daar buite. Ons ken byvoorbeeld 'n gesin wat voor COVID wou emigreer, deels weens die toestand van ons land. Nou, ek wil nie iets sê oor emigrasie vanoggend nie, maar ek wil iets sê oor hierdie gesin. Nie net het hulle gebly nie, maar hulle is nou besig om hulle huis oop te stel om 'n plek van veiligheid te wees vir weerlose kinders in ons stad. Toe John Winthrop die Puritein in 1806 'n gemeenskap Amerika toegevat het om die nuwe wêreld te help bou, het hy oor daardie land uitgekyk en hy sê toe vir sy gemeenskap, "Let us be a city on a hill. Let us not be seduced by the lure of real estate, by the carnal opportunities of this land. We have to take this country as a gift from God and give to it God's love." Dis ons roeping. En dis waaroor dit vir hier gaan. Vriende, of dit nou in geringe dinge is of in meer uitgekringde dinge. Soos ek nou hier afsluit, vra ek die Here om ons elkeen met die boek van Rut aan te moedig om een of ander inisiatief waar hy met ons werk en ons wys, om een of ander inisiatief te sien en om te vra om dit vir ons te gee, wat iemand anders kan seën, en dat ons daarmee besig sal wees. Rut motiveer ons nie met skuld na dit toe nie. Rut motiveer ons met die pragt van God se wil om te seën deur die inisiatief van sy mense, soos wat Jesus dit vir ons kom doen het. So julle mag God jou gebruik om iets van sy koninkryk te help bou in hierdie land van ons deur sy gees, wat werk in jou en jou sal lei, en mag jy ontvanklik wees vir dit. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.